My pa het altyd gesê, hy was predikant gewees, die Dopperkerk, vir 21 jaar. Hy het altyd gesê, die suurstof die bo is baie goed. So die senuweeskraag, die suurstof raak min. Want ek besef, wat ek sê, kan soveel gevolge hê, kan dit blessing vir u wees, of het kan 'n oordeel vir my wees as ek iets verkeerd sê. Maar in die vandagse boodskap hier moet wees, is ek oortuig van. Jy weet, ek is maar die appie hier rond, maar dit betref dit Vrydag 'n week terug. In die aand sit ek in afsonder. En skielik kry ek 'n boodskap. Hierdie boodskap. Dit kom net en ek gryp my pen en ek moet skryf om my te hou. Die Here gee vir my 'n boodskap. Maar nou sê ek, Here, wat gaan ek met die boodskap maak? Die prous is hierso. Ek is 'n laas Sondag. Dadelijk pastoor my, sal jy vir my volgende Sondag waarneem. Die Here het geweet, as hy nie awesome nie, ons sien sy krag daarin, en daarom is ek oortuig, vandag sy boodskap is vir iemand. Ek weet nie wie nie, maar iemand, definitief. Ons kyk na Matteus 26. Die Here sê daarso, vers 33 tot 35, die Here sê daar, kyk, julle gaan my verlaat. En hoe Peter sê, sê, Here, daar is nie met hier nie. No way. Ek sal by u staan, al moet ek sterwe saam met u, ek sal by u staan. En ook die ander disciples, ons sal. Die Here draai om en sê vir Petrus, werk my woord. Voor die haan vanaand kraai, gaan jy my 3 maal verloon. Petrus wil nog stryd. En die gedagte kom by my op. Wat is die haan vir ons kraai? Wat is hier 'n buswerk gegaan het en die haan kraai vir ons? Wat dan? Die spreekwoordelike haan of as jy so wil doen. Ek het gesondig. Wat nou? Het die Here my weggegooi? Of hoe werk dit? Wat is ons reaksie? As ons skielik besef, maar ons het gesondig. Ons lees Galasiërs, die vrug van die Gees, ons lees op die ander, in oral in ander plekke in die Bybel ook, die groot sondes wat daar is. Sal die Here my daarom vergewe? As jy met berou na hom toe kom, en hy sê, sorry Here, hy sal, want ons is gered. Die geloof, die Here vra dit. Nou, ons is gered deur genade, en nie deur werke nie, maar die werke is ook nodig. Ons moet ook jy weet, ons moet baie dae, soos ek noem het ek sneuwel. Dan sneuwel ek, dan val ek daar, dan besef ek, maar ek het gesondig. Ek het iets verkeerds gedoen, ek het iemand iets toegesnou, ek het
iets gedoen wat die Here nie van hou nie. En dan sê ek, ag Here, vergewe my, maar is daar ooit genade, is daar ooit in die volheid van dit alles? En dan kom Mattheus, hoeveel keer, Mattheus 19 vers 25 en 26 kom by my op. Toe sy disippels dit hoor, dis die verhaal van die ryk man. En sy sê, Here, hoe om nog meer heilig te word. En toe die disippels dit hoor, was hulle baie verslae en sê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle al gekyk vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. So die hemel is nie vir ons uitgesluit nie. Die besluit lê by Jesus, wie gaan in en wie gaan verby. Baie keer word ons gewaarsku teen sonde. Die prediker staan nie voor nie, preek en sê, moenie sondig nie, en allerhande goeders, en soms, as jy stap iemand verby, en sê, hy man, wie het dan nou gesê, dis nou nie mooi, dat hy so moet maak nie. Jy kry jou waarskuwing. Of jy Heilige Gees tikkie op die skouer, en hy fluister in jou oor, dit was nou nie mooi nie. En soms draai ons oor weg, ag, jy is nie nou vir my dit sê nie. Maar ons kry die waarskuwing. Ons weet ons mag nie sondig nie. Ons weet ons moet nie sondig nie. Ons weet. En ons uit ons liefde vir Jesus wil ons nie sondig nie. Want ons is lief vir Jesus. Ons moet onthou, ons moet werk daarom daai passie in die hart te kweek. Dat Jesus ons nommer 1 is. Vader, Seun, Heilige Gees, ons nommer 1 is, ons God, ons koning. Maar soos, dis ons so maklik. Dis eintlik maklik om te sondig. Al wat jy doen, jy hou net op dink. 'n Sonde, baie keer dink ons is hierdie massiewe groot ding wat jy doen. Hierdie op 'n moord gepleeg en dan gaan hy hof toe en aan. Dis sonde, ja. Maar jy kry ook jou ander. Jy het ou voor my ingedraai en gooi my 'n paar swetswoorde en my attitude is sonde. En dan het jy jou gewoonte sondes. Hierdie klein jakkelsies wat jy so vertroetel. Hierdie sondetjies wat agteroulik te wonderlik is. Dis beide. Besef ons dit aldag. Weet ons aldag wat doen ons? Vat nou maar byvoorbeeld, net 'n paar voorbeelde op. Dat ons net bewus raak van die kleinigheid van alles. En tog is dit groot by die Here. Dat ons nie goed doen, ek kan nie sê, jy gaan help as jy nie goed doen nie, want die besluit is nie beide nie. Die oordeel is nie beide nie. Dis Jesus se besluit. Gaan jy in by die hemel of nie? Wat byvoorbeeld rook, of wyp, julle lees dat, hy wyp is 'n chemikalie wat skrik vir niks. Hy is erger as rook. As kind het ek asma gehad. Ek weet hoeveel kere het ek in ICU beland. Op 'n perd ry 50 tree toe moes hulle my dra. Toe kon ek die asem dra en blou. Toe moes hulle
hospitaal toe jaag. En op 'n dag ontgroei dit. Wonderlik. So opgewonde, ek kan hardloop en speel soos ander kinders, soos 'n normale kind. Dit was 'n fees gewees. Nu word ek mos nou tiener, ek word mos nou die ou gewees. En ek begin rook. En ek het 'n motor 50cc motorfiets gehad. Dan parkeer ek op daar. En as die ouens dan verkoop ek hulle se rente aan hulle. Maar ek het altyd gehad. En op 'n dag sê die Here vir my, jy waardeer mos nie jou gesondheid nie. Hier is jou asma terug vir jou. Maar ek nog steeds gerook met die asma. En op 'n dag het die Here my op 'n sterfbed gesit. As my daar opgetel, bloeddruk 60/40. Vandag dra ek 'n pompie. Een in my toolwerk, een in die huis, oral waar ek gaan. En as dit nou regtig erg raak, het ek 'n tweede een. En ek kan nie sonder leef nie, sonder ek is ek dood. En jy sê vir my, rook is nie verkeerd nie. Rook is verkeerd. Drink. 'n wyntjie hier, 'n wyntjie daar. Wat maak dit saak? So versuip jou siel ook. En as jy te veel drink, raak dit nog erger. En dan raak jy dwaas. Vloek. Ons is nou lief om te vloek. In my werk hoor ek baie keer hoe die mense die Here se naam eintlik gebruik. Dis soos 'n dolk wat deur jou steek. En die ou MG1, wie se God sê hulle? Is dit hulle God? Seker nie, dis nie my God wat hulle praat nie. Maar dit steek seer. Dit maak seer. En die F-woord moet ook nie vergeet nie. Ons is so oulik en so wonderlik. As ons die F-woord gebruik, dan moet almal stinkend staan en weet, ek is die sterke en ek is die een. En nou is ek kwaad, en nou is ek. Kleredrag, sober kleredrag, vir al die jong mense. Vir al die jong mense. My stiefpa het altyd die eendag gesê, dis baie arme mense. Hulle het nie geld vir volledige klere, stukkies klere. Ek was 11 dae. Baie dae sê ek, Here, kyk hierdie mens. Here! As ek my op die skouer tik, wat van jou? Wat het jy gedoen? Klere gekoop, en nommer te klein gesê, ek nog koop kort en nog. Dis die Here ons siel kan doen. Is dit genade? Is genade. Om te steel, 'n ding hier te vat. Ag, wie sal weet? Wie sal weet? 'n kort af antwoord, 'n geïrriteerde antwoord. Ag man. Jy sê vir my, ag man. Jy reg nie. Wat lees ons? Lees ons iets wat ordentlik is? Ek het iemand gekyk des jare, toe het jy nog die Scope gekry. Weet jy wie onthou van die Scope nie? Dis 'n tydskrif met vroumense in, met die minimale klere, hulle het een kledingstukkie, dis deel van 'n bikini. En die ou het altyd gesê, man, hierdie tydskrif het sulke oulike artikels in. Ek koop op nie vir die vroumense hier, want dit maak die saak nie. Ek koop op vir die artikels daar.
En so kan ek aanhou, ek kan nog goeders doen. Hierdie is die wat die mees algemene is. Dat is alle goed ook wat ek kan doen. Dis die gewoonte sondes. Dit wat jy doen sonder om te dink meer. Dit wat jy doen sonder dat dit vir jou regtig weer voel so sonde. En die Here wil hê ons moet skoonmaak. Die haan kraai en hy sê, jy sondig, hou op. Wat nou? Wat maak ek nou? Petrus is gewaarsku voor die tyd. En toe, Matteus 26, vers 75, en dadelik het die haan gekraai, en Petrus het die woord van Jesus onthou, wat hy vir hom gesê het, voor die haan kraai, sal jy my 3-maal verloon, en het buite toe gegaan, en bitterlik geween. Hy het bitterlik geween, vir Petrus was dit gewees, berou in sy hart. Ek het my groot vriend verloon. My hero het ek in die rug gesteek. Hy het bitterlik geween. Hoe voel dit vir ons as ons sonde maak? Jy moet regmaak. Judas. Wat was Judas? Hy het gesondig. En toe hy besef, hy het 'n fout gemaak, wat doen hy? Nee, toe sit hy 'n show op. Storm daar in die kerk in die tempel in, hy vat die geld en hy gooi dit daar neer. En hy sê, ek vat julle geld, ek wil dit nie hê nie. Dit is groot, was suidelings, vreeslik daar, te kere gegaan. Die Fariseërs nou so, jou. Wat het ons met jou te maak? Sien jy kom klaar? En Judas het opgedraai en homself nog opmaak, want hy het nie die hoop gehad wat Petrus gehad het. Petrus het berou, Judas het nie berou nie. Dit was vir hom 'n vernedering, hy het 'n show opgesit. Die Israeliete is gewaarsku. En wat het hulle gedoen? Afgode, goue kalf, die eerste keer was 'n goue kalf geweest. Hoe wonderlik. En toe Moses vra nou, wat nou hier? Hy sê nee, ons het die goud hier ingegooi, en hier kom 'n kalf uit. Hier is nie ons, hier kom 'n kalf uit. Gaan lees dit, hier staan so. Hy ontken die skuld, nee. En wat sy hartseer en verdriet en die Israeliete die Jode deurgemaak. Salomo is ook gewaarsku. Die Here het ek sien jou, maar en ons kyk vir Salomo. Hy was regtig geseënde van die Here. Die Here het hom geseën met wysheid, kennis, insig. Noem het, awesome. Maar sy downfall, 1 Konings 11, vers 3 en 4. En hy het 700 vroue, vorstinne gehad, ek sukkel met een. En 300 byvroue, sodat sy vroue sy hart verlei het. Hy is 'n Port Addict geweest, maar plain gesê. Die arme man. Nie waar nie. Daai dae het nog die tydskrifte gehad, hulle het die tydskrifte gegee. En in die tyd van Salomo se ouderdom, het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan. Soos sy hart nie volkome met die Here sy God was, soos die hart van sy vader Dawid nie. Saul gesondig. Het hy berou gehad? Nee, jy kan gelees, 1 Samuel 13.
Daar was nie berou nie. En sy uiteinde? Ons weet wat sy uiteinde was. Hartseer. 'n geseënde, gesalfde van God, wat gesteel word. Ons is ook gesalfdes van God. En ons moet berou hê, ons moet nie steel word nie. David, koning David, alom bekend, hy is oorspel en moord gepleeg, en dit was gruwelik geweest. Ek wil amper sê, hy het verkrachting ook gedoen. Want hy het die vrou geroep, en sê, kom hier. Wou sy? Sy het 'n man gehad, sy was getrouwd aan 'n man. Die Bybel sê dit nie so. Maar as jy gaan lees, sy het nie 'n keuse gehad nie. Daai tyd se vroumense het nie 'n sê gehad nie. Dit was amper soos commodity geweest. En toe kom profeet Nathan by Dawid. En hy sê vir hom, hy vertel vir hom die verhaaltjie. En Dawid het raak kwaad, en hy sê vir Dawid, maar jy is die man wat gesondig het. En Dawid, 2 Samuel 12, vers 13 en 14. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so die Here dan ook u sonde vergewe, u sal nie sterf nie. Maar daar's consequences. Daar's consequences, luister. Vers 14. Maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore was ook sekerlik sterf. Dawid het die skotvryg. Hy het betaal vir sy sonde. Maar dit was nie so erg vel geweest as vel geweest, wil nie. Maar doen ons? Wat doen ons? Ons gaan op ons knieë. En ons huil voor die Here. Ons sê, Here, ek het gesondig. Here, hierdie ding wat my so treiter, hierdie gewoonte sondes, dis 'n gewoonte wat ek het, wat ek sukkel om af te sterwe, help my asseblief. Paulus praat van die doring in sy vlees, want die Here 3 keer gevra het. Die Here sê, dit is daar om jou humble te hou, jou nederig te hou. Maar ons kan vir die Here vra, asseblief help my, verlos my. En ons moet hierdie sonde bely. Johannes die Doper, wat het hy gedoen? Ons lees daar, Matteus 3 vers 6, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sonde. Hulle het gesê, Here, sorry, ek het gesondig. Gedoop. Lukas 3 vers 8. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Dis ook Johannes die Doper wat het gesê. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Sondebelydenis. Vir my 'n groot voorbeeld is in die Ou Testament. Maar ons uittrek deur tot in die Nuwe Testament. As jy gaan lees en jou Bybel bestudeer, sien jy dit, jy besef dit. In Josua 7, die Israeliete deurlaag gelei en sê, Here, hier's 'n fout. Die Here sê, daar sonde tussen julle. Dis toe Agab, die goed is gevat het, en weggesteek het, hy het van die buit gevat, en dit moes alles vernietig word.
Josua 7 vers 19 tot 21. Toe sê Josua vir Agan, my seun, maak tog die Here, die God van Israel, heerlik en gee hom die eer. En gee my tog te kenne wat jy gedoen het, steek dit nie vir my weg nie. Hy sê vir Agan, bely jou sonde, maak skoon teenoor die Here. Toe het Agan Josua geantwoord en gesê, waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen. Hy spel dit uit. Hy sê wat hy gedoen het. Ek het namelijk een mooi mantel uit Sinai by die buitgoed gesien en 200 sikkels silwer en een goudstaaf van 50 sikkels in gewig. En ek het dit begeer en dit geneem en kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne my tent en die silwer daaronder. Jy weet, sonde begin by 'n gedagte. Die gedagte kom hier in. En as jy hom nie reg hanteer nie, word hy sonde. Jy dink aan iets. En dan begin jy broei op dit. Jy broei. Ja. Dan begin dit. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Dis sonde. Dis hoe die sonde begin. En as dit inkom en jy hanteer hom, jy pleit hom onder Jesus se bloed, jy stel hom ondergeskik daai gedagte, en jy hanteer hom. Vat byvoorbeeld, ons bad. Ons sien baie gelukkig, is dit my vroukie daai? Nee, waar nie. Nou besef jy, dis sonde. Stop. Jy pleit jou gedagtes onder die bloed. Sê, Here, gee genade. En dan bid jy vir daai mens. Here, ek bid vir daai vrou. Ek keer die ondermydings, die verwysings, vervloekings van haar af weg. Die begeertes wat op haar afgestuur word. Beskerm haar teen dit. Help haar om vir u te ken, vir u te ontmoet. Dis die way wat ons moet doen. Mag die Here met ons wees. Op die einde van die dag is die liefde van Jesus so kosbaar vir ons. En as jy lief is vir die Here, sal hy doen wat hy wil hê jy moet doen. In Jesus naam. Amen.